Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Handelinge hoofstuk 2. Ons gaan verskillende verse hier lees, maar ons gaan eerstens begin deur saam te lees oor wat gebeur het op Pinkstersondag daar in Jerusalem, waar die apostels of die disippels by mekaar was in die bovertrek, en ons gaan begin lees by Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan die Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Paters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê tog die een vir die ander, wat kan dit dan tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Nou die volgende gedeelte, broeder en suster, sien ons hoe Petrus dan opstaan, daar in die skare om die suiwer woord van God en die evangelie van redding aan hierdie mense in Jerusalem te verkondig. En Petrus en die ander apostels het elkeen in Hebreëus gepraat, maar die mense van Jerusalem, uit al hierdie verskillende volke, tale en nasies, het die evangelie elkeen in hulle eie taal gehoor. En nadat hulle hierdie suiwer evangelie gehoor het, lees ons nou vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom,
en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Pinkstersondag is een van die groot hoogtepunte in die Christelike geloof. Vandag dink ons terug aan daardie geweldige, besondere en groot dag, toe God die Heilige Gees uitgestort het op sy kerk. En dit was nie maar net nog 'n godsdienstige gebeurtenis nie. Dit was nie bloot 'n emosionele ervaring van mense nie. Pinkster was die vervulling van God sy ewige belofte. Beloftes wat hy reeds al in die Ou Testament vir ons kom gee het. Dit was die oomblik toe Christus vanuit die hemel sy gees oor sy kerk en oor sy kinders kom uitstort het. Voor Pinkster vind ons 'n groepie disippels wat na Jesus se hemelvaart baie onseker was en hulle was baie bang en het nie geweet hoe die toekoms gaan lyk nie. Hulle sluit hulle self toe in die bovertrek. Maar na Jesus se hemelvaart het hulle gewag, soos Jesus hulle beveel het om te doen in Jerusalem. Hulle het nie geweet presies hoe God sou werk in die toekoms nie. Maar hulle het geweet dat hulle hierdie belofte, die vervulling van God se belofte nodig het in hulle lewe om rigting aan te wys waarheen hulle op pad moes wees. Hulle het geweet dat hulle nie in hulle eie krag die wêreld sou kon verander nie. En weet jy broeder en suster, dit is vandag nog net so waar. Ons leef in 'n wêreld wat in baie opsigte al hoe donkerder word. Ons leef in 'n tyd waarin mense die waarheid verwerp, die waarheid van God se woord, waar sonde goed genoem word en God se woord dikwels bevraagteken of verdraai word. Baie mense leef in hierdie tye sonder hoop. Mense leef soms geestelik leeg en twyfelagtig. Baie voel moedeloos en swak. Maar Pinkster bring vir ons die kragtige boodskap van hoop. God het nie sy kerk alleen gelos nie. Die Heilige Gees het gekom. Pinkster leer ons dat die kerk se krag nie in mense lê nie. Die mens tree nie op die voorgrond in die kerk nie. Dit gaan nie oor my of oor jou nie. Die kerk se hoop lê ook nie in strukture of in geld nie. Die kerk se lewe lê nie in emosies nie. Die ware krag van die kerk lê in die Heilige Gees, wat Christus verheerlik en mense se harte kom verander en kom vernuwe, sodat ons tot eer van God kan lewe. Vanoggend kyk ons na 3 groot waarhede uit Handelinge 2, wat van uiterste belang is vir ons as kinders van die Here se lewens. Die eerste belangrike waarheid is die volgende: die Heilige Gees kom met goddelike krag op Pinksterdag, maar ook elke dag. Ons lees in vers 1 en 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Let op, waar kom hierdie geluid vandaan? Uit die hemel. Dit het nie uit mense gekom nie, nie uit menslike emosionele opgewondenheid nie. Dit was nie 'n mensgemaakte entoesiasme nie. God self kom uit die hemel en gee sy Heilige Gees aan sy kinders en aan sy kerk.
En die geluid van hierdie geweldige wind was 'n teken van goddelike krag en goddelike teenwoordigheid. Nou dwars deur die Bybel sien ons dat wind dikwels verbind word aan die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 'n vae krag of bloot maar net 'n gevoel nie. Die Heilige Gees is 'n persoon in die drie-eenheid. Hy werk met goddelike krag en met mag in ons lewens. En hierdie klompie disippels daar in Jerusalem het hierdie krag dringend nodig gehad, want hulle het nie geweet waarna toe nie. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Hulle was bang, onseker. Dink net vir 'n oomblik hierdie klompie disippels, eenvoudige mense, vissermanne, mense wat bang geword het toe Jesus gearresteer is en al sy disippels het weggehardloop. Petrus wat 3 keer ontken het dat hy Jesus ken. Maar op Pinksterdag verander alles. Waarom? Omdat die Heilige Gees gekom het. Geliefdes, die kerk van Christus kan nie sonder die Heilige Gees bestaan nie. Ons kan mooi en groot en gerieflike geboue hê. Ons kan goeie organisasie hê hier binne in die kerk. Ons kan programme en aktiwiteite aanbied. Ons kan selfs baie kennis hê. Maar sonder die Heilige Gees bly al hierdie dinge geestelik dood. Sonder die Gees is prediking op 'n Sondag net woorde. Sonder die Gees word aanbidding bloot maar net 'n uiterlike vorm. En sonder die Gees word godsdiens koud en leweloos. Maar wanneer die Heilige Gees werk, dan gebeur daar dinge. Gebeur daar wonderwerke. Beleef ons God se genade, word ons vernuwe en verander. Dan word harde harte sag gemaak en lewend gemaak. Word sondaars oortuig en word mense nuut gemaak. Baie mense probeer vandag die kerk red met allerlei menslike moderne idees. En sommige dink die oplossing lê om mense in die kerk te probeer vermaak met allerlei programme en slim idees wat hulle uitdink. Ander dink die oplossing lê in moderne tegnieke of slim bemarking. Maar Pinkster, my broeder en suster, leer ons die grootste behoefte van die kerk, naamlik die kragtige werk van die Heilige Gees in ons midde. Sonder die Gees het ons geen ware lewe nie. En dit geld vir elkeen van ons persoonlik. Jy kan dalk al jare kerk toe kom. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken. Jy kan selfs dalk baie voorbeeldig en godsdienstig lewe. Maar sonder die Heilige Gees is daar geen ware geestelike lewe nie. Net die Gees kan jou oë oopmaak vir Jesus en wat hy kom doen het vir jou. Net die Gees kan jou op jou sonde wys en jou na Christus toe dryf vir redding en verlossing. Net die Gees kan die geloof in jou hart kom inplant, dat jy in Jesus kan glo. Net die Gees kan jou lewe kom verander en vernuwe. En daarom moet ek en jy ernstig bid, Here, werk met krag in my hart deur u Heilige Gees. Die tweede belangrike punt waarby ons vandag stil staan vanuit hierdie teks is die volgende. Die Heilige Gees het gekom om Christus te verheerlik. Baie mense dink vandag Pinkster gaan hoofsaaklik oor die mense in die kerk, of hoofsaaklik oor buitengewone ervarings of manifestasies. Party mense fokus so sterk op al hierdie tekens en wonders en emosies, dat Jesus Christus eintlik amper op die agtergrond verdwyn.
Maar wanneer ons Handelinge 2 lees, dan sien ons iets baie belangriks hierso, wat ons nie moet miskyk nie. Die Heilige Gees plaas die fokus juis op Jesus Christus. Nadat die Gees uitgestort is, staan Petrus op om te preek in die strate van Jerusalem. En wat was die inhoud van sy prediking? Hy verkondig aan die wêreldse mense dat hulle Jesus nodig het en dat hulle tot bekering moet kom en tot Christus moet bekeer. Hy praat oor Jesus se kruisdood. Hy praat oor Jesus se opstanding uit die dood. Hy praat oor Jesus se hemelvaart. Hy praat oor Jesus se heerskappy. Die Heilige Gees maak Jesus groot. Jesus het reeds in Johannes hoofstuk 16 gesê, die Heilige Gees sal my verheerlik. En dit is een van die grootste werke van die Heilige Gees. Ware geesvervulde prediking, preke in die kerk, wat ons hier hoor, moet Christus gesentreerd wees. Ware geestelike lewe moet om Christus draai. En ware herlewing verhef altyd Jesus op, sodat mense hom kan eer. Die Gees het nie gekom om mense beroemd te maak nie. Die Gees het nie gekom om mense op hulle self te laat fokus nie. Die Heilige Gees het gekom om mense na Jesus Christus toe te lei. En kyk hoe kragtig preek Petrus. Hy sê in vers 23 dat mense Jesus gekruisig het. Hy steek nie die waarheid vir hulle weg nie. Hy praat reguit oor hulle sonde. En hy wys hulle op hulle sonde. Maar dan verkondig hy ook die heerlike evangelie dat Jesus Christus juis gekom het vir sondaar mense. En dat hy opgewek is uit die dood om te kom deel met ons sondes en ons die ewige lewe te gee. Die kruis is nie die einde nie. Die graf is nie die einde nie. Jesus leef en ons kan saam met hom leef. En dit kom oortuig die Heilige Gees ons. En dan kom Petrus by 'n hoogtepunt in vers 36. God het hom Here en Christus gemaak, verkondig hy aan die mense in Jerusalem. En wat beteken dit? Dit beteken, Jesus is koning. Hy sit aan die regterhand van die Vader, hy regeer daar, hy tree vir ons in en ons behoort aan hom. Alle mag behoort ook aan hom. Pinkster is dus die bewys dat Christus regeer. En dit, liewe broeder en suster, gee vir ons as kinders van die Here vandag 'n heerlike troos in tye soos hierdie. Christus regeer, nie mense van die wêreld nie. Moet daarom nie bang wees vir die wêreld nie. Jesus regeer. Die wêreld lyk soms of dit buite beheer is. Ons sien oorloë, ons sien geweld, ons sien die verskriklikste misdaad, ons sien afvalligheid, ons sien die sonde, en soms voel dit vir ons of die duisternis wen. Maar Pinkster herinner ons, Jesus Christus regeer. Hy bou sy kerk. Hy is in beheer van ons lewe. Hy stort sy Gees uit en hy red sondaar mense. En daarom mag ons nooit ophou om Jesus Christus te verkondig in die kerk en in die wêreld daar buite nie. Die wêreld het nie politiek nodig nie. Ons het nie regerings nodig nie. Die wêreld het Christus nodig. Dan sal dinge verander. Mense het nie bloot motiveringssprekers nodig sodat hulle beter oor hulle self kan voel nie. Ons het 'n verlosser nodig. Want net Jesus kan ons sonde vergewe en ons harte verander en in ons vrede gee en aan ons die ewige lewe gee. En daarom moet ons kerk altyd vra, word Jesus groot gemaak in ons midde? Want waar die Heilige Gees waarlik werk, daar word Christus verheerlik. En dan ons derde en laaste punt vanmôre.
Die Heilige Gees verander mense se harte. Een van die aangrypendste teksverse hier in Handelinge 2 is vers 37. En toe hulle dit hoor, dis die evangelie boodskap van redding uit die mond van Petrus. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En dit, broeder en suster, is die wonder van Pinkster. Die mense hoor nie net die woorde nie. Die Heilige Gees werk in hulle harte. Hierdie mense het vroeër Christus verwerp. Hulle het dalk saam met die skares geskreeu, kruisig hom. Sommige van hulle het moontlik saam met hierdie skares die ophitsingswerk gedoen. Maar nou gebeur iets ongeloofliks en iets wonderliks uit die hemel. Hulle harte word verander. Hulle word bewus van hulle sonde. Hulle sien hulle skuld voor God raak. En hulle begin vra, wat moet ons doen? Geliefdes, dit is ware geestelike werk. Ware bekering begin wanneer die Heilige Gees 'n mens se hart tref. Wanneer 'n boodskap hier in die kerk of wanneer 'n boodskap aan ons verkondig word vanuit die Here se woord, ons harte tref, is dit die werk van die Heilige Gees. Die grootste wonderwerk in Handelinge 2 is nie die feit dat hier 'n tale wonder was of dat daar tekens plaasgevind het nie. Die grootste wonderwerk in Handelinge 2 is die feit dat sondaar mense tot bekering gekom het deur die Heilige Gees se werk. Net die Heilige Gees kan harte sag maak, kan trotse mense nederig maak en kan geestelike dooie mense lewendig maak. En kyk wat gebeur. Op een dag kom 3000 mense tot bekering deur die kragtige werk van die Heilige Gees wat vaardig geword het in hierdie mense se lewens. En dit, broeder en suster, is God se krag uit die hemel. Miskien luister iemand vandag na hierdie boodskap wat koud geword het in sy geloofslewe. Jy lees dalk nog jou Bybel, maar so met teensin. Jy gaan dalk nog kerk toe, maar is nie eintlik baie lus nie. Jou hart het ver van God af geraak. En dan kom die Here vandag en hy gee vir jou deur Pinkster weer hoop. Die Heilige Gees kan jou weer brandende vir Jesus maak. Die Heilige Gees kan jou weer lewend maak. Miskien is jy dalk vasgevang in jou sonde en jy weet nie hoe jy hier gaan uitkom nie. Jy probeer verander, maar jy bly terugval. Pinkster sê, die Gees het krag om mense nuut te maak en jou hart totaal te verander. Miskien is daar iemand wat moedeloos geword het en jy voel swak en uitgeput. Weet dan vandag, God los nie sy kinders nie. Die Gees werk nog steeds in jou en hy's daar vir jou. Maar die Heilige Gees bring nie net emosionele opgewondenheid nie, hy bring ware verandering. Daar waar die Heilige Gees werk, begin mense sonde haat. Jy wil nie meer sonde doen nie, jy het 'n afskeid sonde. Daar waar die Gees werk, begin mense God lief hê. Jy wil vir Jesus lewe. Daar waar die Gees werk, begin mense verlang na heiligheid en gehoorsaamheid en toegewydheid. Die eerste Christene, lees ons in ons teks, het volhard in die leer van die apostels nadat hulle tot bekering gekom het. Hulle het ook volhard in die gemeenskap. Hulle het gereeld by mekaar gekom om mekaar te bemoedig en te versterk, maar boal ook in die breking van die brood, soos wat Jesus hulle geleer het. En ook het hulle saam gebid. Hoekom het hierdie dinge gebeur? Want hulle lewens was verander. En dit is wat ons en baie mense vandag nodig het.
Nie oppervlakkige godsdiens nie, maar ware geesvervulde lewens tot eer van die Here. Geliefdes, Pinkster verkondig 'n wonderlike waarheid. Die Heilige Gees het gekom. Christus leef, Christus regeer, Christus bou sy kerk. En hy werk deur sy Heilige Gees in ons lewens. Hy kom maak nuut. Hy bring ware geloof. Hy bring bekering. Hy gee hoop. Hy gee vrede met God. En daarom moet ek en jy vandag opnuut ons lewe aan hom gaan toevertrou en ons moet vra, Here, maak my hart weer lewend en nuut tot eer van die Here. Here, stort u Gees ook in my uit. Werk met krag in ons harte. Maak Christus groot in ons lewens. Bring ware bekering en nuwe lewe. En onthou, broeder en suster, Pinkster gaan nie in die eerste plek oor mense nie. Pinkster gaan in die eerste plek oor Jesus Christus, die verhoogde koning, wat sy Heilige Gees uitgestort het op sy kerk, sodat hy verheerlik kan word. Mag die Heilige Gees vandag en elke dag vaardig wees in ons lewens, dat ons Christus kan eer, warm in die geloof kan lewe en kragtadig kan werk vir hom elke dag van ons aardse bestaan. Amen. Kom ons bid saam. Onse troue God en hemelse Vader, op hierdie Pinkster Sondag wil ons U loof en prys vir die uitstorting van die Heilige Gees in U kerk en vir die Heilige Gees wat werksaam word in mense se lewens. Dankie vir hierdie kosbare werk wat hy in ons lewens kom doen. En dat hy ons geloof aan die brand kom steek om vir Jesus te lewe. Here, dankie dat ons kan weet, die Heilige Gees wil ons in die volle waarheid lei en ons van sonde kom oortuig en ons na Jesus Christus toe bring, sodat U naam groot gemaak kan word. Help ons, Here, om afstand te doen van sonde in ons lewe, om te stry teen verkeerdhede en om 'n nuwe begin te maak met Jesus Christus ons Here, sodat ons in 'n warm, lewende geloof kan leef tot sy eer elke dag. Dankie dat die Heilige Gees vaardig in U kerk is. Hou self U kerk in stand. En laat die evangelie boodskap van redding en verlossing op ons lippe wees elke dag, sodat mense tot bekering kan kom deur die kragtige werk van U Gees. Here, ons kom wy vandag ons lewens aan U toe. Gee ons U vrede. Gee ons hoop vir die toekoms. En gee ons brandende harte vir Jesus Christus ons koning. En mag ons lewens U elke dag verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.